Josua, hoofstuk 6. Omdat die Israeliete daar was, het hulle die poorte van Jericho gesluit gehou. Niemand kon in of uitgaan nie. En die Here het vir Josua gesê, kyk, Jericho, sy koning en sy soldate gee ek almal in jou hand oor. Elke dag, vir 6 dae lank, moet jy en die weerbare manne 1 keer per dag om die stad trek. Daar moet 7 priesters voor die ark loop wat 7 ramshorings dra. En op die 7de dag moet daar 7 keer om die stad getrek word, terwyl die priesters derentyd op die ramshorings blaas. En al die manskappe moet 'n harde oorlogskreet gee wanneer hulle hoor dat daar 'n lang geluid op die ramshorings geblaas word. Op daardie oomblik sal die stadsmuur intuimel en moet elke manskap reg voor hom oor die muur klim. Toe roep Josua, die seun van Nun, die priesters nader en sê vir hulle, julle moet die verbondsark optel en dra. Daar moet 7 priesters wat 7 ramshorings dra voor die ark van die Here loop. Aan die volk het hy gesê, trek om die stad met die weerbare manne wat voor die ark van die Here uittrek. Nadat Josua dit aan die volk gesê het, het die 7 priesters hulle 7 ramshorings opgeneem en voor die ark van die Here stelling ingeneem. Terwyl die ark van die Here agter hulle aankom, het die 7 priesters op die ramshorings geblaas. Heel voor die priesters wat op die ramshorings geblaas het die weerbare manne geloop, en heel agter die ark, het die res van die volk geloop, terwyl daar aanhoudend op die ramshorings geblaas word. En Josua het die weerbare manne beveel, julle mag nie 'n geluid maak of die oorlogskreet uiter nie. Julle moet absoluut stil wees tot op die dag dat ek julle beveel, skreeu, en dan moet julle hard uitroep. En Josua het die ark van die Here 1 keer om die stad laat trek. Toe het hulle teruggegaan na hulle kamp en daar oornag. Vroeg die volgende oggend het Josua gereed gemaak en die ark van die Here is deur die priesters gedra, terwyl die ander 7 priesters met die 7 ramshorings voor die ark van die Here geloop en die heeltyd op die ramshorings geblaas het. Heel voor het die weerbare manne geloop en die res van die volk het agter die ark van die Here gevolg. Die hele tyd het hulle op die ramshorings geblaas. Hulle het weer net 1 keer om die stad getrek op die 2de dag en daarna terug kamp toe gegaan. Vir 6 dae lank het hulle dit elke dag gedoen. Vroeg, met sonsopkoms op die 7de dag, het hulle gereed gemaak en op dieselfde manier 7 maal daardie dag om die stad getrek. En die priesters het die 7de keer die teken op die ramshorings gegee. Toe beveel Josua die weerbare manne, skreeu, die stad word deur die Here aan julle oorgegee. Die hele stad met alles wat daar binne is 'n banoffer aan die Here. Net die prostituut Rahab en al die mense wat in haar huis is, mag leef, want sy het die verkenners wat deur ons gestuur is, weggesteek. Bly weg van die goed wat onder die ban is. Julle mag nie van die ban goed na die kamp uitbring, terwyl julle self die stad met die ban tref nie. As julle dit doen, sal julle Israel se kamp in die ongeluk stort en ook onder die ban bring. Die voorwerpe wat uit silwer, goud, koper en yster gemaak is geheilig aan die Here. Dit moet by die skatte van die Here gevoeg word. Die volk het toegeskreeu terwyl die priesters op die ramshorings blaas. Die manne het die kruisgeskreeu aangehef die oomblik toe hulle die ramshorings gehoor het. Toe tuimel die stad se mure in mekaar. Elkeen van die volk het reg voor hom oor die muur geklim en die stad ingeneem. Hulle het die stad met die banvloek getref en alles wat leef in die stad, die mans en die vrouens, van oud tot jonk, asook die beeste, skape en donkies met die swaard gedood. En Josua het vir die 2 manne wat die land verken het gesê, julle moet na die prostituut se huis toe gaan en haar en al haar mense na buite bring, soos julle onder eed aan haar beloof het. Toe het die 2 jong verkenners na Rahab se huis gegaan en haar pa, ma, broers en die res van haar familie uitgebring na buite en hulle laat woon buite die kamp van Israel. Hulle het die stad met alles wat daar binne was verbrand, maar al die silwer, goue, koper en ystervoorwerpe het hulle gevoeg by die skatte van die Here se huis. Net die prostituut Rahab en al haar familielede het Josua laat bly leef. Sy woon nou nog onder die Israeliete, omdat sy Josua se verkenners wat Jericho moes verken, weggesteek het.
Gedurende daardie tyd het Joshua eed afgelê en gesê: Die man wat opstaan om die stad Jerigo te herbou, is voor die Here vervloek. Hy sal die fondamente lê vir die prys van sy eerstgeborene se lewe en die poortdeure sal hy insit vir die prys van sy jongste se lewe. Die Here was by Joshua en hy het oor die hele land beroemdheid verwerf.